Dankie, kan jy so plek neem? Namens my en my vrou en my gesin het ons innige meegevoel betuig met die familie, met die kinders, die kleinkinders, die familie en die vriende met die afsterwe van ou Marina. Baie welkom aan elkeen van julle. Ek weet, is baie wat ver gekom het. Ek wil nie Kobus se werk uit sy hande uitneem nie, maar dit word waardeer. Kom, sit net so rustig, dan bid ons net gou saam. Vader, baie dankie Here vir 'n voorreg wat ons vanmôre kan hê om in die naam van Jesus byeen te kan wees. Ek wil bid vanmôre, my God, vir vertroosting van die Heilige Gees, soos wat net die Gees van God dit kan doen. Toe U opgevaar het U gesê, U sal ons nie alleen laat nie, maar in U plek stuur U vir ons die trooster. Daarom bid ek nou, Soete Gees van God, dat U vanmôre sal troos, dat U vanmôre by elke familielid sal stil staan, en dat U vanmôre met elkeen individueel sal spreek. Ek wil bid, Vader, dat U verheerlik sal word, ook in hierdie hartseer oomblikke, want dit gaan om Jesus Christus as gekruisigde. En ons dank U daarvoor in Jesus heilige naam. Amen en amen. Ons gaan saam sing, U kan saam met ons staan, dan gaan ons sing uit Psalm 146, vers 1, 3 en 8, en direk daarna, dan gaan ek vra dat die begrafenisbrief voorgelees gaan word deur John Peer, die klein seun. Baie dankie, kom ons staan. Laat ons gaan lees. Ons dankie Heer vir die voorreg wat ons gehad het om haar moeder en ouma te kon noem. Haar stem is stil, haar plek is leeg, maar in ons harte sal sy altyd bly voortleef. Die familiekring op aarde is verbreek, maar eendag in die hemel sal die sirkel weer volmaak wees. Nooit was enige probleem vir haar te groot. 'n helpende hand, 'n woord van troos, 'n stille gebed het sy altyd gegee. Ons gun U die rus, liefste mamma en ouma. Baie dankie John Peer.
Geliefdes in die Here, ek gaan 'n paar verse aan u voorlees. Psalm 146, net van vers 1 tot 6. Hy sê, Halleluja, loof die Here o my siel. Ek wil die Here prys solank as ek lewe. Ek wil psalms sing tot eer van my God solank as ek nog daar is. Vertrou nie op prinse, op die mensekind by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit. Hy keer terug na sy aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp. Wie se hoop is op die Here sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid. Kom ons spreek hier die seën van die Here oor die woord. Vader, dankie vir die woord wat u vir ons gegee het. Ek stel myself vanmôre oop, Here, ek stel myself beskikbaar vir die werking van die Heilige Gees. Ek wil bid, my God, dat ek niks sal sê vanmôre wat nie van u afkom nie. Ek wil bid dat die Gees van die Here vaardig sal wees in my lewe, Here, dat u elke hoorder wat hierdie woord gaan hoor vanmôre sal seën. En ons eer u, ons verheerlik u daarvoor in Jesus lieflike naam. Amen. As daar nou een ding is wat seker is in hierdie lewe, dan is dit die dood. Daar is niks so seker soos jou dood nie, maar daar is ook niks so onseker soos wanneer nie. Jy sien hierdie lewe, of die lewe, dat ek het so stel, sluit nie af by 'n graf nie. Die lewe sluit nie af by 'n doodskus nie. Die lewe sluit nie af wanneer 'n persoon sy laaste asem uitblaas nie. Dan begin die lewe eers. As ons gaan kyk na die tweede vers, 2 keer word daar verwys na die sekerheid van die dood. Hy sê in die tweede vers, ek wil die Here prys solank as ek lewe. So hy weet daar gaan 'n afsnypunt kom, wat hierdie lewe gaan ophou. Hy sê ek wil psalms sing tot eer van my God, solank as ek nog daar is. So seker as wat ek vanmôre voor u staan, gaan daar 'n einde kom aan my lewe. Gaan daar 'n einde kom aan u lewe. Gaan ons oorbeweeg van die tydelike na die ewige toe. Daar's net 2 plekke waar jy jou ewigheid kan deurbring. En ek en u het die keuse waar ons dit gaan deurbring. Ou Marina sy uur het aangebreek. My en u uur is op pad. Ons weet nie wanneer nie. Prediker 3 sê daar is 'n tyd, soos deur God bepaal, vir elke ding onder die son. God bepaal alles. Hy sê daar's 'n tyd om te saai, daar's 'n tyd om te maai. Daar's 'n tyd om bymekaar te maak, daar's 'n tyd om te strooi. En dan sê daar is 'n tyd om gebore te word. En daar is 'n tyd om te sterwe. Elke ding het sy bepaalde tyd, soos wat God dit bepaal het. Daarom wil ek u vanmôre die versekering gee, u is nie verniet hier nie, u is nie per ongeluk hier nie. U is nie per ongeluk gebore nie. God het 'n doel met elkeen van ons wat hier is vanmôre. God het 'n doel, daarom het hy u in die lewe geroep. Want daar is 'n doel. U is nie vanmôre hier omdat u niks beters gehad het om op 'n ander plek te doen nie. Die gebeur, dit is ou Marina se afsterwe wat ons hier bymekaar gebring het vanmôre. Vir 'n laaste keer het ou Marina haar kinders en haar familie bymekaar gebring om die woord van God te kan hoor, om te kan hoor wat die Here vanmôre vir u wil sê. En ek bid vir 'n geopende oor vanmôre. Ou Marina het nie geweet dat haar uur 12 Oktober sal wees nie. Nie een van ons weet
wanneer dit ons tyd gaan wees nie. Die Bybel sê in die 4de vers, sy gees gaan uit. Is nie meer hier nie. Is op die ewige bestemming. Waar gaan u ewigheid deurbring? Slegs u kan daai besluit neem, slegs u kan besluit waar u ewigheid gaan deurbring. En dit is so 'n maklike keuse. Ek gaan nie miskien skok vanmôre. En ek gaan nie om verskoning vra daarvoor nie, want daar's 2 dinge wat ek in hierdie lewe nooit sal doen nie. Ek sal nie die woord van God aanpas of wysig nie, en ek sal nooit om verskoning vra vir die woord nie, want die woord van God is die waarheid. Ek gaan nie miskien skok vanmôre om te sê dat 'n begrafenis het niks met die oorledene te doen nie. Die begrafenis, hoor mooi wat ek hier sê, het niks met die oorledene te doen nie. Want sy gees gaan uit. Sy is nie meer hier met ons vanmôre nie, maar tog leef sy voort. Want jy sien, soos ek gesê het, die dood is nie die einde van die lewe nie, dis eintlik die begin van die lewe. Want die dood is niks anders as 'n oorgangsfase van die tydelike na die ewige nie. Baie keer word daar spottender verwys om te sê, die persoon het die tydelike met die ewige verwissel. Daar is lewe na die dood. Die Bybel sê dit is met jou planne gedaan. As ons gaan kyk na vers 4, hy sê sy gees gaan uit. Met hulle planne is dit gedaan. Met ou Marina se planne is dit gedaan. Dit wat sy beplan het om te doen na 12 Oktober is gekanselleer. Ek en u het nog planne. Wat is u planne vanmiddag? Ons gaan heerlike verversings geniet na die tyd. Dan gaan elkeen na sy eie huis toe. Of ons gaan by mekaar kom en ons gaan bietjie kuier as 'n familie en ons gaan vleis braai. Ons het planne vir die uur van net nou. Ons het planne vir môre. Maar ons planne is ook nie vas nie. Dit is ook nie bevestig nie. Ek weet nie of ek môreoggend nog hier gaan wees nie. My plan is om môreoggend vroeg terug te ry Sekunda toe. Ek het verantwoordelikhede by die kerk. Dis my planne, maar gaan my planne uitgevoer word, of gaan my planne soos ou Marina se ook gedaan wees? Ons weet nie wanneer die silwer lewensdraad geknip gaan word nie, maar elkeen se gaan geknip word. Ek en u het nog hoop. Vir my en u is daar nog 'n kans. Waarop hoop ek en u vanmôre? Waarin is ons hoop gekoester? Wat hou u aan vas vanmôre? Het u vanmôre die God van Jakob as u hulp? Of tas u in die donker rond? Is u vanmôre seker dat as u goue draad geknip word, is u seker dat u gaan die ewige lewe saam met Jesus Christus beerwe? Of is daar onsekerheid, is daar twyfel? Die woord van God sê ons kan seker wees. Hebreërs 9:27 stel dit so mooi, hy sê, dit is vir die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. As daar 'n oordeel is na die dood, beteken dit noodwendig, dan moet lewe na die dood wees, want jy kan nie 'n boom oordeel nie, jy moet iets oordeel wat werklik lewe. Wat is die oordeel wat oor my en u uitgespreek gaan word? Ek praat nie nou van 'n wit troon oordeel nie, want dit kom verseker. Ek praat van die dag wanneer ek en u ons asems op hierdie aarde gaan uitblaas. Praat van die dag wat ons saam met ou Marina deur die doodsjordaan sal gaan. Dat ons haar weer gaan ontmoet aan die ander kant.